I'm gone fishing. I got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. And you ain't never gonna be happy anyhow, anyway. So I'm going fishing, and I'm going today. Goeiemôre. Baie dankie dat julle inskakel by ons aanlyn dienste. Ons hoop en vertrou dat die regulasies rondom eredienste binnekort sal verslap, aangesien die tweede vlaag van die virus reeds sy piek bereik het. Intussen gaan ons voort met ons normale eredienste, 9 uur Sondagoggende, sowel as ons skermdienste. Tydens die pas afgelope kerkraadsvergadering het ons daarop gefokus om die ritme, die momentum en die kohesie in die gemeente te probeer behou. Om dit te bewerkstellig, beplan ons voortaan om te konsentreer op kleiner groepe. Ons beplan dus wijksbesoeke, so asseblief, wanneer jy uitgenooi word na 'n wijksbesoek, probeer dit bywoon, gesinsdae, by die kerk na die erediens en sommer net uitstappies. Ons sal julle egter op hoogte hou. Wat ons bestuur betref, is daar nuwe voorsitters verkies vir die diakensvergadering, sowel as die sistersvereniging, die NASV. Rihanna Kraus is verkies as voorsitter van die diakonie en Sonet Hesseling as voorsitter van die NASV. Hartlik geluk aan Rihanna en Sonet. Moet asseblief ook nie vergeet van ons eerste padkafee volgende Vrydagmiddag die 26ste Februarie om 5 namiddag nie. En weer eens baie dankie vir julle ondersteuning, julle lojaliteit. Onthou ook om te registreer indien jy erediens wil bywoon. Vandag vier ons nagmaal by die kerk, soos geskeduleer, ons hou by die kalender. En ons tema vanmôre is, wat is jou liefde werd? Ons lees uit die Bybel, Johannes 21, die laaste toneel volgens die evangelie van Johannes, waar Jesus in gesprek is met Petrus. So ek lees dit vir ons saam. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer, 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. En dit is ons skriflesing. Net buite die stadsmuur van Ou Jerusalem is daar gedurende die 5de eeu na Christus 'n monument opgerig vir dislojaliteit. Gewoonlik word monumente opgerig vir dapperheid en deursettingsvermoë, maar so te sê nooit vir dislojaliteit nie. En die monument staan bekend as die kerk van Petrus in Gallicantu. Gallicantu beteken die haan wat kraai in Latyn. So hierdie kerk, wat julle daar sien, is opgerig om Petrus se verloning van Jesus te herdenk. 'n Monument dus
wat Petrus se oomblik van swakheid in klip en sand verewig. Die oorspronklike kerk is opgerig in 457 na Christus, die Byzantynse periode, maar is later deur die moslems afgebreek. In 1102 is die kapel weer herbou deur die kruisvaders. En na die val van Jerusalem het die kerk weer in onbruik verval, maar in 1931, so laat soos 1931 is dit weer 'n keer herbou. So hier vind ons nie slegs 'n kerk wat Petrus se oomblik van swakheid herdenk nie. Dis ook 'n toonbeeld van 'n kerk wat uit die stof opstaan. Gepraat van uit die stof opstaan. Ons verhaal uit die evangelie van volgens Johannes, die gedeelte wat ons saam gelees het, handel juis hieroor. Vergelyk ons die 4 evangeliese weergawe van die lydensverhaal met mekaar, is dit opmerklik dat Johannes nie soos die ander evangelies, Matteus, Markus en Lukas vertel van Jesus wat die aand voor sy inhegtenisname die nagmaal ingestel het nie. Die sogenaamde avondmaal, waar hy die maaltyd onderbreek het, deur die brood te neem, dit te breek, uit te deel en te sê, dit is my liggaam. En die beker met die wyn om te stuur as herinneringstekens van sy bloed nie. Ons vind dit nie by Johannes nie. Johannes vertel 'n ander verhaal van 'n ander maaltyd. Dis 'n maaltyd saam met sy disippels rondom die meer van Galilea, maar 'n maaltyd saam met die opgestane Heer. Ons geleesde gedeelte. Dis Jesus se derde verskyning aan sy disippels na sy opstanding, volgens Johannes. Maar as ons mooi kyk, dan sal ons sien dat dit baie ver is van Jerusalem af. Want onthou, Jesus is in Jerusalem gekruisig. In hierdie verhaal waar Jesus 'n derde keer aan sy disippels verskyn, speel sowat 150 kilometer ver van Jerusalem af. So dis omtrent so ver soos Rodepoort hier waar ek nou staan tot by Secunda. Dis 'n entjie. En onthou in daardie dae moes mense dit te voet af lê. So loop 'n bietjie Secunda toe. Neem nou in ag dat die see van Tiberias, soos Johannes dit noem, of die meer van Galilea, die plek is waar Jesus sy disippels aanvanklik geroep het, jare van tevore, toe mense soos Petrus nog vissermanne was. Die tyd voordat hulle die reis saam met Jesus aangepak het as disippels. 'n onderneming wat éventueel op 'n laagtepunt sou eindig, daardie Paasnaweek in Jerusalem, toe Jesus gekruisig is na kitsverhoor. Hoewel die fokus van al die lydensverhale van Jesus, soos ons dit in die evangelies vind, op Jesus val, het elkeen van sy disippels ook 'n rol gespeel en stof tot nadenke gehad na Jesus se kruisiging. Aangesien die lyding van Jesus ook die menslikheid, die onbeholpenheid, die disloyaliteit, selfs lafhartigheid van sy disippels uitgewys het. Veral toe Petrus die rots vir Jesus verloon het en Judas Jesus vir die wolwe gegooi het. En Johannes vertel dan die storie van Petrus en sy mededisippels wat na daardie Paasnaweek waar Jesus gekruisig is in Jerusalem nou terug is waar hulle aanvanklik geroep is om die meer. Maar dis 'n ander Petrus. 'n ontnugterde Petrus. Chris Rea sing 'n liedjie met die titel Gonna Fishing. I'm gonna fishing. I got me a line. Nothing I do is gonna make a difference.
So I'm taking the time, and you ain't never gonna be happy. Anyhow, anyway, so I'm gonna fishing, and I'm going today. Dis Petrus. In Johannes 21 staan daar, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hierdie woorde sê baie meer as net die intensie om 'n lyntjie te gaan nat maak. Petrus sê met hierdie woorde, ek's terug waar ek begin het. En ek is 'n ander man, ek is ontnugter, teleurgesteld in myself. So I'm gonna fishing. And nothing I do is gonna make a difference. Maar wanneer hulle die oggend, soos ons lees, landwaarts keer op die bootjie na hulle visvangs, staan daar iemand aan die oewer en wag. Die oggendmis hang oor die meer sodat hulle nie mooi kan sien wie dit is nie. Maar die silhouet lyk bekend, al te bekend. En daar knetter 'n vuurtjie. En die bekende man nooi hulle uit vir ontbyt met vis wat hulle gevang het. Vis en brood. En Jesus neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis, lees ons. Klink dit nie bekend nie, die uitnodiging? En so sit hulle daar op die klipperige oewer en eet brood en vis saam met die bekende, onbekende man en niemand sê 'n woord nie. Dis toe dat die man die stilte onderbreek met die woorde, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Ek stel my voor hoe die brood en vis begin dik word uit in Petrus se mond. Want Petrus weet wat hy weet. Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Maar U weet ook van my swakheid, dink hy. Laat my lammers wy, Petrus. Ja, mens kon die atmosfeer daar langs die meer in hierdie koel oggendliggie met 'n mes sny, so dik is dit. Simon, sê my, het jy my regtig lief? Bedoel jy wat jy sê of is dit net woorde? Ek stel my voor hoe hierdie disippels daar sit. Die een sit in kou aan 'n laaste stukkie korsie. Die ander een, Peter met die visnet. 'n ander een staar net voor hom uit. En dis toe dat Petrus hierdie ongemaklike stilte onderbreek. U weet mos, Here, dat ek U liefhet. En U weet ook dat ek nou hier sit, hier langs die meer, omdat ek eintlik terug is waar ek vandaan kom. Ver van Jerusalem, om nie gesteer te word nie, want ek wil net visvang. I'm gonna fishing. Nothing I do is gonna make a difference. Petrus, ek het vir jou nuus. Gaan pas my skape op, sê Jesus. Vandag hier langs die meer waar jy nie gesteer wil word nie, omdat jy ontnugter en teleurgesteld is in jouself, hier, juis hier, gee ek vir jou die aflosstokkie oor. En juis aan jou. En Petrus sit daar en hy is uit die veld geslaan, en hy dink by homself, hoe op dese aarde kan Jesus nog vertrou in my hê? Ek het dan nie eens vertrou in myself nie. Hoe kan Jesus my vertrou met sy kudde? Hoe kan hy?
En terwyl die sonnetjie sy kop agter die rande uitsteek en die vis in die nette spartel, voel dit vir Petrus kompleet asof hy een van daai spartelende visse is, toe Jesus weer vir hom vra: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, toe Jesus om 'n derde keer vra, is dit asof hy 'n haan in die verte hoor kraai. En skielik is hy terug daar om die vuur die aand by die woning van die hoëpriester. Die aand met Jesus se verhoor, toe sy disipelbene begin bewe het en sy knieë week geword het voor 'n diensmeisie, nadat hy vir 'n derde keer gesê het: ek ken daardie man nie. Dieselfde man aan wie hy trou gesweer het en met bravade onderneem het om sy lewe vir hom te gee. Die man wat hom nou 'n stukkie brood en vis aanbied, die man wat iewers in 'n bokamer 'n paar dae gelede hulle almal stip aangekyk het, die brood geneem, dit gevat, gebreek het en gesê het: dis my liggaam. En die wyn ingegooi het en gesê het: dis my bloed. Dieselfde man wat nou sy liefde probeer pyl. Petrus se liefde, die aard, die waarde daarvan. Daardie vraag waarmee Jesus hom pols, is soos 'n dolk in sy loyale, disloyale hart. Dis soos lemme wat sy swakheid dissekteer, hier waar Jesus hom vir die laaste keer kom roep by die meer. Laat my skape wy. Dis 'n gekenterde Petrus sonder bravade en impulsiewe beloftes van getrouheid. Want dis 'n Petrus wat homself nou ken, ook sy beperkings. En dis die Petrus wat die opgestane Heer weer kom haal, weer kom roep by die meer om sy kudde te lei. Dis die ontroonde Petrus. Maar in 'n sekere sin is dit ook die opgestane Petrus. Hierdie verhaal oor 'n ontbyt langs die meer saam met die opgestane Heer wat ons slegs by Johannes vind, is Johannes se nagmaal. En dit sluit aan by sy weergawe daardie aand in Jerusalem met sy disippels om die tafel toe Jesus die skottel met die water gevat het en hulle voete begin was het. Daardie aand het Petrus so ewe gesê: my voete gaan nie was nie, want Petrus het toe nog nie verstaan waaroor die evangelie gaan nie. Want die evangelie gaan oor selfontnugtering, selfontroning. En hier langs die meer besef Petrus dat die selfontroning die resultaat is van selfkennis. Ook kennis van ons beperkings, ons al te menslike tekortkominge. En vandag vier ons nagmaal by die kerk. En jy daar by die huis en almal wat vanmôre saamkom aansluit vir die nagmaal, word ook gekonfronteer met Jesus se woorde: het jy my waarlik lief? Wat is jou liefde werd? Ja, Petrus se trane daardie aand lank gelede in die tuin van die hoëpriester, nadat die haan gekraai het. Sy bewoondheid toe Jesus hom later vra by die meer: wat is jou liefde werd? Dit is die wroeginge, dis die trane van 'n doodgewone visserman met vereelte hande en voete van klei. 'n Mens soos ek en jy, wie se lojaliteit en liefde baie meer beperk is as wat ons sal erken. Petrus se verleë reaksie nadat Jesus hom 'n derde keer gevra het:
Wat is jou liefde werd? Is die wroeging van 'n gewone siel soos ek en jy? Dis my en jou laat aand gedagte turbulentie voor ons gaan slaap, wanneer die muuroorlosie slaan en al te veel na die haan wat kraai klink. Maar soos daardie oggend, om 'n vuurtjie langs die meer, stel Jesus juis sy vertroue in ons. Ons wat reken, ons is net mense. En dis die waarde van nagmaal. Om hier ook trompop geloop te word met ons skadukante en al, maar in die skadu van die kruis. Om te besef hoe beperk ons liefde is, hoe breekbaar ons bindinge, hoe nerfdun ons lojaliteit, en dan te kan opstaan van die tafel af en te weet, hy aanvaar ons voetstoots. Laat my skape wy. Buite die ou stad Jerusalem staan daar 'n monument opgerig, 'n teken van menslike swakheid. Petrus Gallicanto. Maar hier is die teken van goddelike genade, die sakrament van die nagmaal. Amen. As nagedagtenis en as gebed wil ek hê jy moet dink aan Petrus daar by die meer waar Jesus vir hom vra, het jy my lief, en hom 'n tweede keer roep. Dink aan jouself, om die tafel, waar jy ook al mag wees. And then it happens. One day you wake up and you're in this place. You're in this place where everything feels right. Your heart is calm. Your soul is lit. Your thoughts are positive. Your vision is clear. You're at peace. At peace with where you have been. At peace with what you have been through, and at peace with where you're headed.